Vanoggend gesels ek met Mark Chimes. Hy is die raadgewende veearts en bestuurder van die dieregesondheid en welsynsprogram van Melk SA. Mark, baie welkom hier by Grootplaas. Ja, baie dankie en welkom ook aan al die kykers en dankie vir die geleentheid. Natuurlik. Okay, so ons praat oor 'n back and close seer en spesifiek die protokol daar in KwaZulu-Natal. Nou sê vir my, wat het die hersiening van die back and close seer protokol aangespoor? Wat het aanleiding gegee daarvoor? Ja, die staatsveeartse kan fisies net nie by alles uitkom nie, afgesien van personeelvlakke en miskien geldtekorte en dis meer. Die ding is, wanneer 'n plaas back and close seer het, dan moet hulle nou natuurlik uitgaan en die diere moet geondersoek word en dan moet hulle gereeld teruggaan en die diere weer te gaan kyk om te sien wanneer is die back and close seer klaar. Ja. En dan indien enige diere van die plaas af verskuif moet word na slagpale toe, dan moet die diere nou weer gecheck word, die trokke moet geseël word en Rooikruis permitte moet uitgereik word. En dan het hulle nog intussen ander siektes en goed wat hulle ook nog moet doen, soos perdesiekte en varkpes, voëlgriep, hondsdolheid en dis meer. So dit is fisies baie veel eisend, met die dat hulle van plaas na plaas moet ry en elke keer die diere fisies moet gaan ondersoek en dit is waar die probleem gekom het. Toe gaan RUWASA, dis nou die Ruminant Veterinary Association of South Africa, aan beantwoorde die Herkouer Veeartsvereniging, en vir ons sê toe vir die staat, maar hoor jy, ons is beskikbaar, kan ons julle nie help nie, laat julle net bietjie die verligting kan bring op julle mannekragtekorte. En toe sê die staat, nee, okay, hulle sal die privaat veeartse dan gebruik op die op die plase wat nie back and close seer gehad het nie en wat nie ingeënt is nie, wat dus nie onder kwarantyne is nie, laat die privaat veeartse dan hierdie plase se biosekuriteit gaan assesseer en sodoende hoef die staatsveearts nie elke keer uit te ry na hierdie plase toe om hulle te gaan inspekteer wanneer permitte vir die verskuiwing van diere byvoorbeeld uitgereik moet word nie. Sê vir my, watter streke of provinsies word deur hierdie hersiene back and close seer protokol geraak? Op hierdie stadium nog net KwaZulu-Natal. Alhoewel die plan is om dit dan later waarskynlik nasionaal uit te rol. Maar op hierdie stadium nog net KwaZulu-Natal en dan sal ons dit sekerlik maar ook begin toepas in die Oos-Kaap. Dis nog die enigste 2 provinsies wat back and close seer het op hierdie stadium. Hoe lyk die situasie as jy vir my net vinnig sommer net 'n breedvoerige of 'n groter prentjie van hoe lyk die back and close seer situasie in KwaZulu-Natal? Ek neem aan, is dit ernstig? Ja, dit lyk nie of ons dit onder beheer het in die provinsie nie. Die feit dat hulle nou die dieregesondheidsbeheergebied moes vergroot, het baie boere wat nie back and close seer het nie, natuurlik nou ook onder druk geplaas, binne jy daai beheergebied val, en want dan sal daar beperkings op die rondskyf van diere, en nou het ons natuurlik laasweek nog 3 gevalle gehad, ek dink in die Bergwil omgewing wat buitekant die siektebeheergebied val. So, dit lyk op hierdie stadium of ons nie glad net onder beheer het nie. KwaZulu-Natal is redelik uniek met die ou KwaZulu wat soos lapwerk versprei is deur die provinsie, so het al hierdie gebiede wat gemeenskaplike weidingsareas is. So die diere, is moeilik om diere van mekaar af weg te hou en met die gevolg dat die siekte maklik versprei. Ja. En dan het jy natuurlik nog tradisies ook, soos om diere te slag vir sekere geleenthede, het sy troues of begrafnisse en dis meer. So baie keer word diere dan rondgeskuif. En weer die mense is maar onkundig rondom die siekte, so met die gevolg hulle is nie eens bewus van die beheermaatreëls in baie gevalle nie. En dit veroorsaak dan dat diere onwettiglik, as jy dit so kan noem, verskuif word. Ek sal graag by jou wil weet, wat is van die belangrikste veranderinge wat in hierdie opgedateerde protokol saamgevat word of ingestel is? Wat moet ons weet? Kijk, die hele benadering is dat veeartse nou die biosekuriteit op plase wat nie onder kwarantyne is nie, wat binne die siektebeheergebied val, kan gaan assesseer in terme van hulle biosekuriteit. En die biosekuriteit daar is om seker te maak dat die plase in die eerste plek vry is van back and close seer, en in die tweede plek dat hulle nie maklik back and close seer op hulle plase sal kan inbring nie. Ja. So dis nie om ander plase te beskerm nie, dis om die plaas wat geassesseer word te beskerm. En indien aan hierdie voldoen, so 'n privaat veearts of die kudde veearts moet geregistreer word by die staat as 'n assesseerder
En dan verskaf die staat nou aan hulle 'n vorm met al die vrae en kriteria wat nou die plaas nou aan moet voldoen in terme van biosekuriteit. En indien die plaas dan voldoen daaraan, sal hulle dan aan verminderde beheermaatreëls onderhewig wees. So hulle sal makliker diere kan skuif na slagpale toe of na veilings toe of voerkrale toe en dis meer. Kyk, hoe die stelsel tans is, as jy wil diere verskuif en jy is in die siektebeheergebied, dan moet jy nou die staatsveearts kontak, aansoek doen vir 'n Rooikruispermit, dan moet die staatsveearts uitkom, die diere inspekteer, daar staan terwyl die diere op die trok gelaai word, die trok seël, en dan kan die diere eers ry. Maar die gevolg is, as die staatsveearts nie by jou kan uitkom daai week nie, dan sit jy met die kalvers of die beeste vir nog 'n week langer. Ja. So dis 'n massiewe probleem. Onder die nuwe stelsel hoop ons dan dat die staatsveearts, indien hy tevrede is dat die biosekuriteit op die plase voldoende is, dat hy net die Rooikruispermit kan uitreik en dat die diere dus verskuif kan word. Baie dankie Mark, bou net daai gedagte. Kom ons kyk het gou na jou landboukalender en onthou stuur asseblief vir ons 'n e-pos na mynie, dit is MAINIE@grootfm.co.za sodat ons van nuus daar in jou streek kan hoor. En hierdie insetsel is met trots geborg deur FR+. FR+, grow and guard your wealth. Welkom terug, ons gesels verder met Mark Chimes. Nou Mark, natuurlik, soos ek aflei, die beweging van vee is 'n groot fokus in hierdie protokol. Stem jy saam? En hoekom is dit belangrik? Ja, Mia, dis miskien die grootste probleem oor die verspreiding van die siekte. Bekkenklousier is hoogs aansteeklik en om met alle eerlikheid, omtrent elke uitbraak kan teruggevat word na diere wat verskuif is. Ja. En ongelukkig is daar 'n bietjie van 'n traagheid by die staat wanneer daar 'n nuwe uitbreking is om die kwarantyne vinnig toe te pas en dan natuurlik diere beweeg baie vinnig onder beheer te bring. Ek dink nie hulle het die mannekrag om dit te kan doen nie. En tot ons nie dit in plek het nie, gaan ons dalk sukkel om hierdie siekte onder beheer te kry. Sê vir my Mark, watter verantwoordelikhede het vee-eienaars spesifiek as dit kom by die nuwe back-and-close protokol? Wel, in die eerste plek, jy mag nie bied, as jy binne die siektebeheergebied val, dan mag jy nie diere verskuif sonder 'n Rooikruispermit nie. Jy moet toestemming hê van die staatsveearts af om enige diere te verskuif. En tweedens, die wet vereis dat indien jy diere wil verskuif, het sy binne die beheergebied of enige plek in die republiek, dan moet jy 'n gesondheidsverklaring hê en ook jou veediefstal verklaring of iets. Sodat indien die polisie jou sou aftrek langs die pad, dat hulle kan bewys waar die diere vandaan kom en waar dit heen gaan ensovoorts. So hulle het daai vereistes en natuurlik die wet vereis ook dat jy moet verhoed dat enige siekte op jou plaas inkom of dat 'n siekte van jou plaas af afskuif na jou bure toe. In ander woorde, jy moet verhoed dat jou diere ander boere se diere aansteek. En dit is 'n wetlike vereiste. Maak, dink jy rarig dat 'n protokol met hierdie fokus, dat dit werklik 'n verskil maak as mens kyk na die groter situasie? Maak dit 'n verskil? Vir die boere ja. Ja. Weet, nou kan hulle ten minste veilings gaan bywoon, weet dat stoetboere wat veilings wil hou, daar is jou speenkalvers is nou reg vir die mark, so baie boere wil nou speenkalvers skuif na voerkrale toe en veilings toe, slagpale toe en dis meer. Jy sit ook met melkboere wat baie keer verse of droë koeie op ander plase aanhou, totdat hulle kalf en dan moet hulle terugkom melkery toe. En om hierdie diere te verskuif,
as die staatsveeërs elke keer moet uitkom, hulle kom net nie fisies by alles uit nie. En partykeer is daar 'n vertraging van tot 2 weke. So hierdie stelsel behoort dit te vergemaklik in die eerste plek, dat die boere bietjie meer normaliteit kan hê in hoe hulle besigheid doen. En die addisionele voordeel natuurlik is dat dit verskerp nou boere se biosekuriteit op die plase, met die gevolg is dit gaan ook 'n voordeel hê met ander siektes, wat dalk minder sal versprei en dalk beter onder beheer gebring sal word. So ek dink op die ou einde, ja, dis 'n goeie ding. En op die ou einde mik ons waarskynlik na kompartmentalisering, waar jy weet die wêreld Dieregesondheidsvereniging, WOA, die World Organization for Animal Health, hulle het nou kompartmentalisering as beginsel goedgekeur, sodat jy kan bewys dat jou biosekuriteit van so 'n vlak is, dat daar geen risiko is van back and closure om op jou plaas te kom nie, dan kan jy nog steeds handel dryf, of ten minste verskaf aan die uitvoermark. Al val jy binne 'n land wat nie meer hulle back and closure vrye status het nie. Ek dink nie mense kan hierdie kwessie meer beklem of genoeg daaroor praat nie, want dit is regtig 'n belangrike kwessie, en veral dit raak landbou so erg. Sê vir my, iemand wat dalk belangstel en wat in meer besonderhede wil gaan lees oor hierdie hersiende protokol, waar kry mens inligting? Ons is nog besig, as ek sê ons is nou Rovasa en die staat om die biosekuriteitskriteria lys te probeer finaliseer. Ons het laasweek baie vergaderings gehad en deur die nagte gewerk om die kriteria mekaar te slaan. Maar soos enige iets, sodra jy begin met 'n ding, dan krap jy allerlei ander goed oop, wat jy ook moet na kyk. So, nou moet ons probeer weet, wat moet ons in hierdie situasie doen, wat mag 'n privaat veearts doen, wat mag hy nie, waar kom die staatsveearts in en dies meer. So dit is nog nie gefinaliseer nie, die plan is dat dit hierdie week sal wees, ek is onder die indruk dat hulle dit hierdie week gaan afteken, en dan sal jy dit waarskynlik op die staatse webtuiste kry, en natuurlik sodra die veeartse uitsluitsel het oor hierdie, sal hulle natuurlik al hulle kuddes kontak, al die boere in hulle omgewing, en dan vir hulle die inligting gee om te verduidelik wat aangaan, en ons sal natuurlik almal die regulasies dan publiseer op al ons webtuistes, of dit nou die MPO, RPO, Melk SA, Rovasa, wie ook al, sal dit daar geplaas word. So wat jy eintlik sê is, mens kan net gaan soek, jy sal dit maklik sal jy besonderhede kry, nee. Ja, nee, ek dink die Bos Telegraaf gaan waarskynlik beter werk as enigiets anders.